Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. God is good, God is awesome and is worthy to be praised. Welkom weer eens by die program Daily Devotions with me, Natasha. Vir 'n pragtige dag wat die Here gemaak het. Die woord sê laat ons juig en laat ons bly wees daaroor. Dis weer eens vir my 'n voorreg om saam met jou te kan sit rondom die woord van die Here. Dankie dat jy ook hierdie video's like, dankie dat jy ook hierdie video share. Dankie dat jy ook 'n boodskapie los en sê Natasha, ek geniet dit, of Natasha, dit was vir my gewees. Baie dankie. Gaan like ook my page Woman After God's Own Heart. Gaan subscribe ook tot my YouTube channel Woman After God's Own Heart. En vandag wil ek baie graag vir jou bemoedig uit die woord van die Here uit 2 Konings 6. Nou, ons ken daai hele gedeelte vanaf vers 8, maar ek gaan nou nie daai gedeelte met jou deel nie. Dit is van die Arameërs word met blindheid geslaan. Nou, ons ken daai hele storie van Gehazi en van Elisa, wat die Arameërs vanaf vers 15 sê dit, die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uit gaan sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans, en hy sê, ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? En hy het geantwoord, moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as wat hulle is. En Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. En toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En weet jy, miskien sit jy ook in 'n situasie wat jy miskien dink, Here, hulle wat teen my is meer as hulle wat saam met my is. Miskien sit jy ook met daai gedagte, Here, hoe gaan ek hier deurkom? Here, ek sien al hierdie stryde, ek sien al hierdie probleme, ek sien al hierdie goed wat teen my opkom, en miskien wonder jy vandag, Here, hoe gaan ek hier deurkom? En Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. En my gebed vanoggend is dat die Here jou oë sal oopmaak in Jesus se naam, sodat jy kan sien dat die wat by jou is meer as hulle wat teen jou is in Jesus se naam. En soos ons weet, die man wat blind was het gesê, Here, seun van God, wees my barmhartig. En ek het dit die ander dag met jou ook gedeel, en ek het vir jou gesê dat om spesifiek te bid, om spesifiek te wees en vir die Here te sê wat dit is wat jy wil hê. En die Here het vir hom gesê, wat is dit wat jy wil hê ek moet vir jou doen? En hy het gesê, Here, dat ek kan sien. Here, dat ek kan sien. En weet jy, ons sig is so belangrik. Ons sig is so belangrik, nie net ons fisiese sig nie, maar ons geestelike sig, so that we can see when the enemy is coming in Jesus name. You need to ask God to open up your spiritual eyes so that you can see when the enemy is coming in Jesus name. Jy het nodig om te sien in die geestelike realm in. Dis nie net nodig om te sien in die fisiese realm nie, maar dis nodig om te sien in die geestelike realm. Dis nodig om vir die Here te vra, Here, maak oop my geestelike oë van môre, sodat ek kan sien, Here, wie is die wat teen my is en wie is dit wat vir my is. Here, maak oop my oë sodat ek kan sien wat is besig om te gebeur in die geestelike realm. You need to ask God to open up your eyes, your spiritual eyes, so that you can see what is busy happening in the spiritual realm, all the wickedness that is busy happening around you in Jesus name. So Here, maak tog ons oë oop dat ons kan sien van môre. Here, dat ons kan sien wie is dit wat teen ons is, my Vader. Here, dat ons kan sien wanneer die vyand inkom, when the enemy comes in like a flood, that you will raise up a mighty standard in Jesus name. Here, dat ons kan sien wat is dit wat U wil hê ons moet sien in Jesus se naam. Here, dat U elke mag sal verdryf uit ons midde uit, dat U elke mag sal verdryf uit ons huise, uit ons families, uit ons kinders uit. Here, wat nie van U af is nie, in Jesus se naam. Here, van môre slaan ons vyande met blindheid, Here, sodat hulle nie weet waar ons is nie, in Jesus se naam. Let your will be done in our lives, in our houses, in our families, in Jesus name. Also in our marriages, in Jesus name. Van my Natasha, ek mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n geseënde week hê, mag die Here jou ook gee die begeertes van jou hart, in Jesus naam. Amen en amen.